En in die 8 uur nuus, die geskorste polisiehoof in Sedibeng vra om verskoning vir die dood van die ingenieur Armand Swart. 'n Verdoemende verslag van die Menseregte Kommissie oor munisipale dienslewering in die Noord-Kaap en die oorskot van die afgestorwe Zambiese president word aan die regering oorhandig. Hier is Gustaf met die nuus. Die geskorste distrikskommissaris van die polisie in Sedibeng, Bangwan Kwashu, het om verskoning gevra aan die familie van die ingenieur van vereniging Armand Swart, wat in April 2024 voor sy werkplek doodgeskiet is. Die moordbeskuldigde, Katiso Katie Molefe en 3 ander is aangekla van sy moord. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat Kwashu na bewering ingemeng het met die ondersoek na Swart se moord. Hy het gister aan die kommissie gesê dat Molefe sy swaar is en dat hulle verskeie kere voor sy inhegtenisneming mekaar ontmoet het. Kwashu het hom ook 2 keer in die tronk besoek voordat hy borgtog gekry het. Hy het egter ontken dat hy ingemeng het met die moordsaak. 'n Nuwe getuie sal vandag voor die kommissie verskyn. 'n Verslag wat deur die Menseregte Kommissie vrygestel is oor die stand van dienslewering by Noord-Kaapse munisipaliteite, dui onder meer op herhaalde mislukkings en finansiële bestuur en ander institusionele uitdagings. Volgens die verslag word talle munisipaliteite gekenmerk deur ernstige vaardigheidstekorte, gebrekkige beplanning en swak kommunikasie met gemeenskappe. Die verslag is saamgestel na klagtes oor dienslewering ontvang is. 'n Omvattende ondersoek oor munisipale dienslewering is daarna begin. Die MRK se bevindings toon ook dat wydverspreide sistemiese mislukkings by verskeie munisipaliteite voorkom. Die Gautengse kantoor vir verbruikersake het die wysigings aan die Verbruikersbeskermingswet van 2008 verwelkom wat die onus op ondernemings in plaas van verbruikers plaas om ongevraagde regstreekse bemarking te verhoed. Die nuwe regulasies is op 15 April in die Staatskoerant gepubliseer. Verbruikers kan nou die opsie kies om nie die bemarkingsoproepe, e-pos en SMS'e te ontvang nie. Die wysigings tree in Julie in werking. Ondernemings wat die wet oortree kan met R1 miljoen of 10% van die maatskappy se jaarlikse omset beboet word. Die N1 sal van 8 uur vanoggend tussen die Witvlag aansluiting en die Hendrik Verwoerd tonnels vir verkeer gesluit wees. Die woordvoerder van die departement van vervoer, Mashudu Mabata, sê die pad word gesluit om 'n bus wat gister in 'n sloot beland het te verwyder. 1 persoon is dood in die ongeluk. Mabata sê die wrak kon nie gister verwyder word nie weens aanhoudende reën en die swaar vrag op die bus. Zambië het die Hooggeregshof in Pretoria se uitspraak van Augustus verlede jaar uitgevoer wat die regering die reg gee om die liggaam van wyle president Edgar Lungu te repatrieer. Dit beteken dat 'n staatsbegrafnis en ter aardebestelling in Zambië kan plaasvind. Die Lungu-familie se appelaansoek het verval nadat die familie nie die appelhof se sperdatums nagekom het wat hulle saam met die Zambiese regering vasgestel het nie. Lungu is op 5 Junie verlede jaar in Suid-Afrika oorlede, maar sy familie het met hofsaake verhoed dat sy liggaam na Zambië geneem word. Sy familie wou hê hy moet in Suid-Afrika begrawe word, terwyl die Zambiese regering 'n staatsbegrafnis in Zambië vir hom beplan het. Dit is egter nie duidelik wanneer die repatriasieproses sal begin nie. 'n Gesant van die Amerikaanse president Donald Trump het die internasionale sokkerfederasie FIFA gevra om Iran met Italië in die komende wêreldbeker te vervang. Die plan is glo 'n poging om bande tussen Trump en Italië se eerste minister Giorgia Meloni te herstel nadat hulle 'n uitval gehad het oor Paus Leo. Trump het die paus se buitelandse beleid skerp gekritiseer en te velde getrek teen die Amerikaans-Israeliese oorlog teen Iran, asook die Trump-regering se streng immigrasiebeleid. 'n Woordvoerder van die Iranse regering het egter gesê die land is ten volle voorbereid vir sy sokkerspan se deelname aan die wêreldbeker wat in Junie deur die VSA, Mexico en Kanada aangebied word. Italië het nie vir die toernooi gekwalifiseer nie. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die geskorste polisiehoof in Sedibeng, Bangwan Kwashu, het om verskoning gevra aan die familie van die vermoorde ingenieur van vereniging Armand Swart, maar ontken dat hy ingemeng het met die ondersoek. Katiso Katie Molefe en 3 ander is aangekla van die moord. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vuren en Annemarie van Burik. Hooftrekke volg om 8:30.